Okay, so Mind Action Series se hoofstuk 4 oefening 9D het ons by funksies het ons hierdie grafiek. So kom ons gaan lees die vraag. Die volgende skets toon die grafiek f van die punt x is ax kwadraat plus bx plus c. So f van die punt x is f van die punt x daar en g in die punt x is die reguit lyn daarso. Okay. So PQ is 'n vertikale lynsegment tussen G en F. Okay, so G en F. En dan sê hulle dat die x waarde van P lê tussen die x van A en die x van B. Okay. So kom ons gaan na die eerste vraag toe, toon aan dat A is gelyk aan 1, B is gelyk aan 6 en C is gelyk aan 4. Okay, so dan verwys hulle na die vergelyking f van die punt x. Okay, so altyd die eerste goeie ding om te doen, skryf die formule neer. So ons het hier by 1 het ons f van die punt x is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. Okay, 'n ander formaat wat ons hierin kan kry, sê ons ook a is gelyk aan x minus die x1, x minus x2. So dit is net die x-waarde by twee verskillende punte. Okay, so kom ons gaan kyk op die lyn. A weet ons nou nog nie wat dit is nie. En hierdie punt is 1 en 0. Okay, so as ons nou wil A kry, so ons wil A se x kry, en A se x lê op die x-as, so dit wil sê, y is gelyk aan 0 daarso. Okay, so ons weet al klaar by A, weet nie wat die x nie, ons weet wat die y is, so maar hy is ook op die reguit lyn grafiek, so dan kan ons die een gebruik, g in die punt x is gelyk aan x plus 5, okay, so dan sê ons 0 is gelyk aan x plus 5, so minus 5 is gelyk aan x. Okay, en dan weet ons daar is minus 5. Okay, so nou het ons die waardes wat ons kan invul in die formule hierbo. So ons kan dan sê ons het y is gelyk aan a x minus 5 en dan x minus 1 wat vir ons dan gee a is gelyk aan x plus 5, a is gelyk aan x plus 1. Okay, nou moet ons nou net kyk. Okay, so nou soek ons 'n ander punt om hierin te vervang. So 'n ander punt wat op beide grafieke is B. So ons weet B se x gaan 0 wees, maar ons by y-as. So as ons B se x wil gaan, se y wil gaan kry. Dit is dan het ons f in die punt x, g in die punt x is gelyk aan x plus 5. So daar is ons mx plus c waar c die afsnit is. So pi is dan gelyk aan 5. Okay, so nou kan ek daai twee punte invul en sê ek wil punt B se waardes in vervang. Daar is 0 en 5. Okay, so dan kry ons 5 is gelyk aan die y-waarde daarso is gelyk aan a 0 plus 5 en dan 0 plus 1. Okay, dan kan ons 5 is gelyk aan, daai gaan wees 5 en 1, so 5 mal 1, so is 5a, so a is dan gelyk aan 1. Okay, so nou kry ons volle formule, want ons het nou a is 1, so dan moet ons dit net daaraan gaan sit, en dan het ons y is gelyk aan a wat 1 is, dan het ons uit x plus 5, x plus 1. Okay, so dan gaan dit x kwadraat wees, plus 5x, plus 1x, gaan plus 6x wees, dan het ons plus 5, plus 5. Okay, so en dit is dan f van die punt x se formule, wat ons dan bewys het dat a is gelyk aan 1,
B is gelyk aan 6 en C is gelyk aan 5. Ok, so nou is net die gaan neerskryf op die grafiek. Hier van die punt X is gelyk aan X kwadraat plus 6X plus 5. Ok, so nou die volgende vraag toe. Die volgende vraag het ons by vraag 2 bepaal die koördinate van T by die draaipunt van F. Ok, so draaipunt van die grafiek het ons die formule dat ons, ok, so by 2 het ons die X is gelyk aan minus B oor 2A. En kry ons B gaan wees, ons het klaar uitgewerk, is minus 6 oor 2 maal A wat 1 is. So X gaan dan wees minus 3. So daar by T het ons minus 3. Okay. En dan moet ons dit nou net in die formule gaan vervang om die y-waarde te kry. So as ons f van die punt X, dan gaan ons sê f van die punt minus 3 is gelyk aan minus 3 kwadraat plus 6 minus 3 plus 5. Ok, daar geef ons 9 minus 18 plus 5 en dit geef ons minus 4. Ok, so nou die volgende vraag het ons vraag 3, sê bepaal die maksimum waarde van PQ. Ok, so as jy kan gaan kyk na PQ, hulle sê nie presies waar die lyn is nie. So daar is PQ. Okay. Hulle sê net hy is iewerste tussen A en B. So hy kan daar ook wees, hy kan daar ook wees. Maar ons soek die lyn, die afstand waar die maksimum is. So as jy die lyn wil hê, moet jy daai punt van daai punt af trek. So wat ons gaan doen is ons gaan sê by 3 PQ is gelyk aan G in die punt X minus F in die punt X. Ok, so dit geef ons X plus 5 minus, daar die hakies, want anders dan gaan jy dalk 'n tekenfout maak. Hier is X kwadraat plus 6X plus 5. Ok, dan kry ons X plus 5 minus X kwadraat minus 6X minus 5. Daai 5 kan sien mekaar uit en dan kry ons minus X kwadraat minus 6X is PQ. So PQ meer as een waarde. So hierdie gee vir ons dan, sorry, daai is X5. X. Okay, so hierdie gee vir ons 'n parabool wat 'n sad face is. Beteken oralste op hierdie lyn is daar waardes wat PQ kan waar wees. Okay? Maar as jy kyk na die draaipunt daarbo, daar is waar PQ sy maksimum gaan kry. Okay, so dan moet ons dan die draaipunt, die X op die draaipunt kry. So, ons weet X op die draaipunt gaan dan wees minus B oor 2A. Okay, so B gaan wees daai 5 en daai gaan dit plus 0 wees, wat die C gaan wees. Okay, so dat ons minus 5 oor 2 minus 1. En dit gee vir ons dan 5 oor 2 minus 5 oor 2. Van die draaipunt wees van daai grafiek. Okay, so as ons dit het, moet ons dit nou net gaan invervang in die formule. Die PQ formule, so dan sê ons daar PQ, sy maksimum is gelyk aan minus 5 oor 2 kwadraat plus 5 maal 5 oor 2. Ok, so dit gee vir ons dan minus 25 oor 2 plus 25 oor 2. Ok, so daai 25, sorry, daai is 25 oor 4. So daai is nie dieselfde, so ons moet daai ook 'n 4 kry, so as ons daai 4 wil kry, ons met 2 maal, so maal ons al bo ook met 2 wat dan 50 gee.
Okay, so hierdie gee vir ons dan 25 oor 4. So dit is die x-waarde waarop Beetjie sy maksimum gaan wees. So 25 oor 4 eenhede. Want hulle vra vir 'n lengte. Okay, so die volgende vraag het ons vraag 4, indien f in die punt x minus t, positiewe, een positiewe en een negatiewe wortel het, bepaal die moontlike waardes van t. Okay, so as ons kyk na die grafiek wat ons hierso het. Okay, so as ons verskillende wortels het wat een negatief, een positief is, lyk hy gewoonlik so. So hy sny die y-as, die x-as op twee verskillende kwadrante. So hierso het ons nou minus 1 en minus 5. So as ons nou wil wil ons skuif na regs, okay? So as ons t na regs wil skuif, so ons wil hom na regs skuif, so die hele grafiek van ons soontoe skuif, so dat hy na die ander kwadrant toe gaan. So dan moet ons sê, as ons hom met een eenheid skuif, is hy by 0. Okay? So dan moet ons sê 1 moet kleiner wees as 0. Okay? As t. So dit beteken, as ons t met 1 skuif, so t moet groter wees as 1. So as ons een eenheid skuif. Okay, so ons weet t moet groter wees as 1. Maar as jy hom nou te ver skuif, as jy hom meer as 5 eenhede skuif, soontoe, en dan is alles weer in hierdie kwadrant. So dan het hy weer twee van die gelyke wortels wat nie een negatief en een positief is nie. So dan sê ons met t moet ook kleiner wees as 5. Okay, so daar is die twee antwoorde vir die vraag. Okay, so kom ons kyk na die vraag 5. So vraag 5 sê vir ons. Okay, so vraag 5 is vir watter waardes van s sal k sal f in die punt x gelyk wees aan k. Dan vra hulle hierso by 1, twee verskillende wortels sê, nie reële wortels sê, en dan ongelyke negatiewe reële wortels sê. Okay, so as ons nou sê, hulle sê f in die punt x is gelyk aan k, so dan het ons x kwadraat plus 6x plus 5 is gelyk aan k. Okay, so is einde van wat hulle sê, want f in die punt x bly die formule vir die grafiek. So dan kry ons x kwadraat plus 6x plus 5 minus k. Okay. So dan gaan hierdie konstante net by mekaar dan nou is gelyk aan 0. Okay, so ons kwadratiese in 3 terme het wat so lyk, kan ons die formule gebruik. X is gelyk aan minus b plus minus vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac gedeel deur 2a. Okay, so die hele ding rondom die wortels is hierdie deel onder die vierkant of onder die vierkantswortel bepaal dat as hy positief is, so as hy b kwadraat minus 4ac groter as 0 is, dan het die grafiek twee verskillende wortels. Okay. As hy b kwadraat minus 4ac kleiner as 0 is, dan het hy geen reële wortels nie. Okay, en dan as b kwadraat minus 4ac gelyk is aan 0. Okay, so dan sny glad nie die as in dit nie, so jy sal dan sien is dat in hierdie geval het jy iets wat so lyk, of hy sny die x-as net op sy draaipunt, of net een plek. Okay, so as na hierdie kyk,
en ons gaan kyk na die vraag, dan moet ons net gaan kyk wat is die ene, het hy gevra vir 2 verskillende wortels. So dan moet ons net sê b² minus 4ac moet groter wees as 0. So dan kry ons 6² minus 4 mal a mal 5 minus k is groter as 0. Dan ons 36 minus 20 minus plus 4k is groter as 0. Okay. En dan het ons dan, daai gaan dan 4k wees, gaan groter wees as minus 16, so k moet dan groter wees as minus 4. Okay. So die ander ene ook, as jy nou net gaan sê b² minus 4ac moet, as dit kleiner is, dis nou by vraag 2, 5.2, is kleiner as 0, dan gaan ons net kry dat k, dieselfde as jy invervang, moet kleiner wees as minus 4. Okay. So as dit kleiner as minus 4 is, dan het hy geen waardes nie. So jy kan kyk, as jy kyk na die grafiek daarso. Okay. Enige iets groter as minus 4, daar het hy oralste waardes. Waar dieselfde as die waardeversameling. Kleiner, het hy geen waardes nie. Okay, geen rasionele waardes in dit nie. So, dus die nou maar gaan kyk na die goeders, en dan die volgende ene gaan dan wees dat hy 2 ongelyke negatiewe reële wortels het. Okay, so negatiewe wortels het, beteken dat hy sit dan aan wat se kant hy sit dan? Die kant van die grafiek. So